Goeiemôre graad 11. Ons kyk na die huiswerkhersiening vir kwartaal 2 vandag. Ek hoop julle het almal julle huiswerk gedoen en julle bes probeer om al die vrae te beantwoord. Kom ons kyk na die antwoorde en die bespreking daarvan. Eers begin ons met die ABC vraag. Die volgende is deel van die faktore wat die pryselastisiteit van vraag bepaal. Dit is C, tyd. Die bevrediging wat verkry word deur die gebruik van goedere en dienste staan bekend as B, nut. Hoe groter die gedeelte van die verbruiker se inkomste wat spandeer word aan 'n produk, hoe meer sal die prys A, elasties vir vraag daarvoor wees. 1.2.4 prys is die verhouding tussen die prys van die produk en die prys van ander produkte. Dit is relatiewe prys. 1.1.5 die vraagkurwe van monopolistiese mededinging is C, afwaarts neigend. 1.1.6 die inkomste per eenheid verkoop staan bekend as C, jou gemiddelde inkomste. 1.1.7 is 'n besigheid wat minder insette gebruik om op dieselfde vlak te produseer as voorheen, is bekend as A, skaalvoordele. En dan die mark waar finale goedere en dienste wat plaaslik vervaar is, verkoop word aan verbruikers is die is B, die goederemark. Dan kyk ons na 1.2.1 skaarste, wanneer iets ondervoorsien word of nie gereedelik beskikbaar is nie. Dis H. 1.2.2 kruiselastisiteit van vraag is F, die verandering van vraag vir produk A as die prys van produk B verander. 1.2.3 onvolmaakte markte, dit is D, enige mark wat nie aan die karaktereienskappe van 'n volmaakte mark voldoen het nie. 1.2.4 prysoorlog, dis B, groot mededingers wat probeer om mekaar se markaandele oor te neem deur die stelselmatige vermindering van pryse. Patent, dit is C, versperrings tot marktoetrede. 1.2.6 oorhoofse koste, dis G, algemene besigheidsuitgawe wat nie deel is van die produksie nie. 1.2.7 totale koste, dit is A, dis jou vaste koste plus jou veranderlike koste. En dan 1.2.8, dis ekonomie van skaal, is E, toenemende gemiddelde koste soos wat die bydrae van die veranderlike sette duurder word. Dan kyk ons na die termes. 1.3.1, 'n tipe van elastisiteit wanneer die verandering presies dieselfde is as 'n verandering in die hoeveelheid gevra. Dit is eenheidselasties. 1.3.2 bepaling van die verbruiker se optrede deur die verandering in inkomste. Dit is inkomste elastisiteit van vraag. 1.3.3 die hoeveelheid kliënte wat een besigheid toegang het tot in verhouding met ander besighede in die mark. Dit is jou markaandeel. 1.3.4 produkte is nie identies of soortgelyk aan enige ander produk nie, maar met klein verskille. Dit is heterogeen produkte of gedifferensieerde produkte. 1.3.5 die verandering in totale inkomste wanneer 'n addisionele eenheid van die produk verkoop word. Dit is jou marginale koste. 1.3.6 koste of voordeel van goedere of dienste wat die verandering in prys van 'n derde party ignoreer. Dit is eksternaliteite. Dan kyk ons na afdeling B vraag. Gee 2 voorbeelde van komplementêre goedere: tennisballe en 'n tennisraket, brood en botter, shampoo en conditioner en dan enige soortgelyke antwoord. Hoe sal die verlaging van relatiewe pryse mense se lewensstandaard beïnvloed? Baie belangrik. Die vermindering in relatiewe pryse is 'n aanduiding dat inflasie afneem en dat die mense meer besteedbare inkomste het om te spandeer. So dit sal 'n positiewe uitwerking hê. Dan data respons, watter maatskappy betrokke by 'n oorname in die artikel hierbo genoem.
is 'n Suid-Afrikaanse maatskappy en in watter industrie is hulle betrokke? Dit sou wees SAB Miller en hulle vervaardig bier. Noem 2 voorbeelde van oliegepolie-industrie wat genoem word in die artikel hierbo. Dit is die energie-industrie, die bankindustrie, supermarkindustrie, telecoms en radio-industrie, IT-dienste en rekeningkundiges. Verduidelik kartelle, ook baie belangrik, 'n assosiasie wat vervaardigers of verskaffers vorm om hoë pryse te handhaaf en kompetisie te beperk. 2.2.4 Watter effek het onkompeterende industrie op die ekonomie? Motiveer jou antwoorde. Nie kompeterende industrie het 'n negatiewe effek op die ekonomie. Daar is gebrek aan kompetisie wat lei tot hoë pryse wat word deur vervaardigers omdat daar geen kompetisie is nie. Dit lei ook tot onproduktiwiteit en vermorsing van hulpbronne. Dan het jy weer 'n data response vraag gehad. Dit was daai oor die rekenkundige wins. Watter wins is die grootste volgens die diagram? Dit is jou rekenkundige wins. 2.3.2 gee 2 voorbeelde van implisiete kostes. Dit is die salarisse wat hy kon verdien het en die huurinkomste op sy eiendom wat hy kon verdien het. Verduidelik eksplisiete koste. Albei is baie belangrik. Eksplisiete koste is die betaling van geld vir die produksiefaktore en ander insette wat in die produksieproses gebruik is. Eksplisiete kostes is kostes vir die verkryging van die produksiefaktore van buite die besigheid. 2.3.4 Hoekom word implisiete koste slegs deur ekonome gebruik en nie rekenmeesters nie? Implisiete kostes is die kostes vir die gebruik van die produksiefaktore van die eienaar of entrepreneur. Die kostes vir die gebruik van die eienaar se produksiefaktore eerder as om van buitebronne gebruik te maak. Die eienaar se geleentheidskoste word in berekening gebring. Dan baie belangrik, onderskei tussen langtermynkoste en korttermynkoste. Jou langtermynkoste, dit is die termyn waartydens die besigheid alle uitsette kan verhoog en geen produksiefaktore is vas nie. Hulle is nie beperk tot die verhoging van veranderlike insette nie. Die termyn waarin geen insette vas is nie. Alle insette is veranderlik. In die langtermyn kan besighede probeer om op groot skaal te produseer. Korttermynkoste, dit is die tydperk waarin die besigheid gekonfronteer word met ten minste een van die produksiekostes wat vas is. Een van die insette kan nie verhoog word nie. Jou vaste insette verander nie in die korttermyn nie. Veranderlike insette verander. As 'n besigheid sy produksie wil verhoog, in die korttermyn kan hy slegs die aantal arbeiders verhoog. En dan verduidelik die belangrikheid van pryselastisiteit van vraag vir die produsent. Baie belangrik. Dit dui vir 'n produsent aan dat elke aksie 'n reaksie het. Deur die bestudering van pryselastisiteit van vraag kan ons voorspel wat die verandering in die prys sal wees vir die vervaardiger. Pryselastisiteit van vraag word gebruik om besighede te help om te besluit hoe om hulle totale inkomste te verhoog. Om totale inkomste vir die produsent te kan verhoog, sal die prys verhoog word en meer inkomste verkry word en die verlaging van prys kan die hoeveelheid verkope verhoog. As die koper pryssensitief is, of as dit nou 'n elastiese vraag is, sal hulle meer koop as die prys verlaag, so die produsent behoort sy prys te verlaag. As die koper nie pryssensitief is nie, wanneer dit 'n onelastiese vraag is, sal hulle nie minder koop as die prys verhoog nie, so die produsent behoort die prys te verhoog. So net om vinnig weer daarop aandag te gee, as dit 'n elastiese vraag is, sal dit goedere wees soos as die koper pryssensitief is, sal hulle meer koop as die prys verlaag. Dit sal nou goedere wees soos motors of kos ensovoorts, en dan onelasties sal wees sigarette en alkohol byvoorbeeld. Om verkope te verhoog, verhoog die prys as die vraag onelasties is, of verlaag die prys as dit vraag elasties is. Baie belangrik, maak seker jy kan dit doen.
Dan kyk ons na die volgende, gee 2 voorbeelde van normale goedere, vakansies, motors, handelsmerk, modes, tegnologiese produkte en diamante. Watter pryselastisiteit sal 'n aanbodkurwe hê as dit die horisontale as kruis? Dit sal wees perfekte elastiese aanbod. Is Uber 'n substituut of komplement vir metertaksies? Dit is 'n substituut, dit kan vervang word. Hoe is die Gautengse vervoerdepartement van plan om die hoeveelheid Uber taksies in Gauteng te beheer? Uber bestuurders sal geregistreer en gelisensieer moet word. Wat is 'n substituutgoed? Dit is goedere wat vervang kan word deur ander soortgelyke goedere. Die vraagverhouding tussen goedere wat mekaar kan vervang en substitute word gebruik in die van ander goedere of dienste om begeertes en behoeftes te bevredig. Hoekom sal die taxi gebruiker voordeel trek wanneer Uber taksies die mark betree? Kompetisie tussen die metertaksies en Uber sal lei tot laer pryse en die verbruiker het nou 'n groter keuse van vervoer. 2.2.5 teken 'n benoemde grafiek wat sal wys wat gebeur met die vraagkurwe van metertaksies as die prys van Uber taksies verminder. Jou vraag sal minder wees of sal verklein, so dit beteken jou vraagkurwe sal inwaarts skuif. So die hoeveelheid sal dan daal van kie na kie 1. Gee 2 faktore wat die pryselastisiteit van aanbod beïnvloed: die aantal verskaffers in die mark, tyd wat dit neem om die produk te produseer en die aard van die produk en die duursaamheid. Hoe sal 'n verhoging in die kapitaal wat in die langtermyn gebruik word die besigheid bevoordeel? Hulle baat by grootskaalse produksie en die grootte van die produksiepotensiaal verhoog soos kapitaal verhoog. Watter prent verteenwoordig 'n perfekte onelastiese pryselastisiteit van vraag? Dit was prent A. Verduidelik elastisiteit van vraag volledig, baie belangrik. Elastisiteit dui die respons of sensitiwiteit van een veranderlike aan as die ander verander. 'n Persentasieverandering van die veranderlike van die afhanklike veranderlike met 'n verandering van 1% in die onafhanklike veranderlike. 2.2.3 Hoekom is die verandering in die hoeveelheid gevra groter as die verandering in die prys by prent B? Die hoeveelheid gevra reageer as gevolg van 'n verandering in die prys, maar met 'n groter persentasie as die verandering in die prys. Vervaardigers wat hulle inkomste wil verhoog, kan dit doen deur die prys van die produk te verlaag, omdat die verandering in die hoeveelheid gevra proporsioneel groter sal wees as die verandering in die prys van die produk. En dan bereken die pryselastisiteit van die vraag vir prent B, toon alle berekeninge persentasieverandering in die hoeveelheid gevra. Okay, baie belangrik, dit is die verandering in die hoeveelheid op die hoeveelheid maal 100. So dit is dan 600 minus 480 op 600 maal 100. Dit gee vir jou 20%. So jou vraag, jou hoeveelheid aangebied het met 20% dan nou verskil. Die persentasieverandering in die prys, dit is jou verandering in prys op prys maal 100 op 1. So dit is R5.50 minus 5 op 5. So dit is minus was op was. Maal 100. Dit gee vir jou 10%. So om elastisiteit aan te bereken is die persentasieverandering in die hoeveelheid gevra op die persentasieverandering in die prys. So dit sal dan wees 20% op 10% en dit gee dan vir jou pryselastisiteit van 2. Baie belangrik. Onderskei tussen winsmaksimering en inkomstemaksimering as doelwitte van 'n besigheid. Winsmaksimering beteken om soveel wins as moontlik te maak.
Wins is die verskil tussen die inkomste en die koste van 'n besigheid. Om wins te maksimeer, moet die besigheid op 'n vlak produseer waar die koste van produksie baie laag is en die inkomste verdien baie hoog is. Die winsmaksimeringsdoelwitte kan alleen behaal word as die besigheid al 'n geruime tyd in die mark is en suksesvol teen ander besighede meegeding het. Inkomstemaksimering. Sommige besighede het hoë kostes. Besighede moet voldoende inkomste verdien om die koste te dek. Deur teen laer pryse te verkoop of om ander tegnieke te gebruik, soos reklame, kan die besigheid sy inkomste verhoog. Die inkomste is verbind met verkope. Dan baie belangrik, op watter manier sal kennis oor pryselastisiteit van vraag die entrepreneur help om 'n besluit te neem om sy winsvlakke aan te pas. Perfek onelasties, die hoeveelheid gevra bly onveranderd, ongeag van 'n verandering in die prys. So vervaardigers kan hulle inkomste verhoog deur die prys van die produk te verhoog. Onelasties, die hoeveelheid gevra reageer teenoor 'n verandering in die prys. So vervaardigers word aangemoedig om hulle inkomste te verhoog deur die prys van die produk te verhoog. Die persentasie verandering in die vraag is proporsioneel kleiner as die verandering in die prys van die produk. Eenheidselasties, die persentasie verandering in die hoeveelheid gevra is dieselfde as die persentasie verandering in die prys van die produk. So vervaardigers kan nie die prys van die produk verhoog nie, omdat die persentasie verandering in die hoeveelheid gevra dieselfde is as die verandering in prys. Elasties, die hoeveelheid gevra reageer as gevolg van die verandering in die prys van die produk, maar met 'n groter persentasie as die verandering in die prys. So vervaardigers wat hulle inkomste wil verhoog, kan dit doen deur die prys van die produk te verlaag, omdat die persentasie verandering in die vraag proporsioneel groter is as die persentasie verandering in die prys van die produk. En dan perfek elasties, as die vraag perfek elasties is, sal dit lei tot 'n verandering in prys en 'n oneindige verandering in die hoeveelheid gevra. So inkomste sal oneindig verhoog met 'n verlaging in die prys. Dan kyk ons na 'n lang vraag. Bespreek met behulp van grafieke die volgende korttermyn ewewigsposisies vir 'n volmaakte mark, die ekonomiese wins, verlies en normale wins. En hoe suksesvol sal 'n oligopolie wees om sy markaandeel te vergroot deur die prys van die produk te verhoog. 'n Volmaakte mededinger is 'n mark met 'n groot hoeveelheid kopers en verkopers. As ons kyk na die ekonomiese wins, die minimumpunt waar die korttermyn gemiddelde kostekurwe laer is as die markprys. Die besigheid is in ewewig by punt E waar jou marginale inkomste gelyk is aan jou marginale koste. En die besigheid sal 'n hoeveelheid van 7 produseer met 'n markprys van 10. Jou totale inkomste is gelyk aan 0Q1 mal 0P1. So dit is dan nou die R10 teen die 7 hoeveelheid en jou totale koste is gelyk aan 0Q1 mal 0C wat dan 8 mal 7 is. Die ekonomiese wins word verteenwoordig deur die gebied CP1EM wat R14 is. So ekonomiese wins, jou totale koste is dan nou jou punt C, 0 en Q1 en jou wins wat dan nou gerealiseer word is dan nou die verskil tussen 0CQ en M en P1EQ1 en 0. Ekonomiese verlies, wanneer jou gemiddelde koste meer is as jou marginale inkomste. So die minimumpunt waar die korttermyn gemiddelde kostekurwe hoër is as die markprys of jou gemiddelde inkomste. Die besigheid is in ewewig by punt E waar jou marginale inkomste jou marginale kostekurwe sny. En die besigheid sal daar 'n hoeveelheid van 7 produseer met 'n markprys van 10. Jou totale inkomste is gelyk aan 0Q1 mal 0P1 wat 10 mal 7 is en jou totale koste is gelyk aan 0C mal 0Q1 wat 12 mal 7 is.
So die ekonomiese verlies word verteenwoordig deur die gebied P1CEB wat minus R14 is. Normale wins, dit is by punt E waar jou marginale inkomste gelyk is aan jou marginale koste. Daar sal die besigheid 7 hoeveelheid produseer teen 'n markprys van 10. Die laagste punt van die gemiddelde kostekurwe is 'n raakpunt aan die gemiddelde inkomste of jou marginale inkomstekurwe. Dit impliseer dat die gemiddelde koste gelyk is aan jou gemiddelde inkomste en dat totale koste gelyk is aan totale inkomste. Normale winsverdienste wat benodig word om die entrepreneur te verhoed om die mark te verlaag. Dan hoe suksesvol sal 'n oligopolie wees om sy markaandeel te vergroot deur die prys van die produk te verander. Hy sal nie die pryse gebruik om markaandeel te verhoog nie, omdat daar net 'n paar maatskappye is wat dieselfde produk verkoop, is hulle afhanklik van mekaar, soos in die geval van 'n oligopolie. As een maatskappy die prys verlaag, sal die ander maatskappye volg en die verwagte verhoging in die hoeveelheid gevra sal nie gebeur nie of minder wees as wat verwag word. Dit lei daartoe dat oligopolie 'n geknikte vraagkurwe het. As maatskappye egter die grootste maatskappye in die oligopolie is, kan hulle die prys verhoog en die ander sal volg met prysverhogings, omdat hulle die prysleier is. As al die oligopolie saamkom en deur sameswering die prys verhoog, sal die verbruiker die hoë pryse moet betaal. En hulle kan ook 'n kartel vorm en met hierdie 'n monopolie pryse beheer. 'n Besigheid onder volmaakte mededinging kan slegs normale wins oor die langtermyn maak, omdat meer besighede tot die mark toetree om winste te deel wat op die korttermyn gemaak is. Baie dankie graad 11, dankie vir al julle moeite en harde werk wat julle insit, en onthou net altyd dat harde werk beloon sal word. Tot ons volgende les. Totsiens.